Daar sê, het is die 16de Mei en welkom by Koffie met Brood op hierdie Vrydag, man. Daar val hy. Ek gaan erken, ek het al reeds 'n klein bietjie van daai koffie gedrink. Want ek was bietjie lus vir koffie. Ek het gou hierdie ouetjie 'n bietjie stel, maar ek moet pas op dat ek hom nou nie so stel dat die selfoon nou weer hier afvoeter nie. Daar sê, ek dink dit sal min of meer werk. Wat hy so is. Ek het hierdie standertjie wat ek het, die dat ek so op 'n boks. Goed, koffie met brood, kom ons kyk wie kom op hierdie middag, wie's by die huis, wie kyk, wie loer, wie's nie so erg besig nie. En ons kan kyk na wêreldse nuus en wat aangaan. So 'n klompie punte om deur te werk. Ek vind dit nou 'n bietjie beter om so nuus te gee, dan bly ons almal op hoogte deur die week. En meer mense sien dan koffie met brood ook, jy weet. So kom ons drink 'n bietjie koffie. Hier is effens 'n wynkie hierso. Maar ek is nog nie koud nie. Die son is nog nie daar waar jy nou dink, okay, hy is nou koud nie, maar partykeer dan, hy het gister weer 'n bietjie koud geraak. Maar die sonnetjie was redelik lekker uit gewees vandag. So kom ons begin met 'n bietjie nuus. So nou kyk na Suid-Afrikaanse nuus, maar so 'n klompie interessante punte hierso. Nick, wat sê jy? Nick, jy was lanklaas op gewees, jong. Hoe gaan dit met jou? Jy was lanklaas op gewees. Die ander rose ook, né? Die rose daar van aan die ander kant Witbank, hulle was ook lanklaas op gewees. En nou Eddie was lanklaas op gewees. Yesterday, ek weet nie wat word van al die mense nie. Maar nou ja, jy weet, elke ou het maar sy eie lewe. En jy volg maar wie jy wil en jy besluit maar om te doen soos wat jy lus kry. Jy weet, terwyl ou die goeie stryd stry op sekere gebiede en sekere maniere. Vir party mense lyk dit asof ons te stadig gaan, maar ek sê vir julle wat, partykeer voel dit vir my asof ons te stadig gaan. Maar ons kan net so vinnig gaan soos wat die Here vir ons tye is en geleenthede en seisoene en die tipe van goed deure oopmaak, jy weet. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie na die Paus se stories. Die Paus wil hê dat Christene wat in oosterse lande bly, daar moet bly. Hulle moenie daar uittrek nie, sê hy. Die probleem wat die Paus nie so lekker verstaan nie, is dat in die oosterse lande en die islamitiese lande word hierdie mense vervolg en doodgemaak. So hoekom sal die Christen daar wil bly? Jy weet, ek glo as mense tot bekering kom, dan wil hulle pad gee. Hulle wil nie meer deel wees van 'n land waar daar voorvalle is van geweld nie, man, onder die Christendom nie. Jy soek dit mos nie. Maar nou, omdat die Paus 'n Amerikaner is, nou kry jy, soos wat ou Perie vir my gestuur het, nou kry jy Republikeine in die Withuis, dat vra vir 'n een wêreldkerk. 'n een wêreldkerk, wat in eenheid is met die Vatikaan. Mense gedink dat hierdie stories het gaan lê, maar dit gaan lê nooit nie. Die duiwel is die hele tyd besig om te kyk of hy 'n wêreldorde kan bou of 'n wêreldkerk kan bou. As hy ook kyk hoe Donald Trump ontvang is in die Midde-Ooste lande, in Saudi-Arabië en Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate, en die biljoene wat aan hom beloof is vir die Amerikaanse ekonomie. Dan wonder ou nou, maar is dit alles vir die Amerikaanse ekonomie, of wat's agter hierdie ding? Ons praat van biljoene, man. Biljoene. Jy weet? Plus die feit dat hy 'n Boeing gekry het en ek weet nie wat alles nie. Het hierdie hond nou, Benji, wat het jy daar? Kom hier so. Kom hier. Gaan in. Dink die hond het gaan in. Dink hy het 'n voël gevang. Voël is dood. Dit lyk soos 'n voël. Die ding begin eet. Sorry. Ek moet net gou hierdie hond hier laat ingaan. Nou gaan kyk wat daar aangaan, maar in elk geval. Goed, so kom ons kyk nou maar wat staan verder hierso. ICE in Amerika doen redelik goed. Hulle het
96 onwettige immigrante gearresteer in Nashville, Tennessee, nogal van al die plekke, waarvan 95 van hierdie mense alreeds kriminele sake het teen hulle. 95. Dit is vir my altyd amazing hoe hierdie ander lande, die arm lande en die moslimlande en hierdie tipe lande, as hulle by ander lande inkom, hoe hulle onmiddellik begin steel. Hulle begin onmiddellik goeders doen wat teen die samelewing is. Jy weet, in plaas van as jy nou 'n onwettige immigrant is, gaan probeer 'n job kry, man. Jy probeer jouself opbou, probeer 'n werk kry, probeer iets, in plaas van net om te gaan steel. So hulle het 196 immigrante gekry in Nashville, is niks wat in Nashville is, en 189 in Washington DC het hulle geonderskep. So hulle is besig om skoon te maak hoor. Geen persone kan meer oor daai grens kom nie, daar is nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. Ou JFK Jr. Kennedy, sonder om te blik of te bloos, het hy gesê dat hierdie, wat noem hulle dit in Engels, gain of function, studies wat Kamsdag gedoen is met die gifstowwe en met die mRNA gif en al hierdie goed. Hy sê hierdie goed het eintlik die COVID-pandemie begin. En hulle het bewyse van die goed. Jy weet? Dis goed wat ons al in 2020 gesê het, dat hierdie goed beplan was deur die mens. Deur die skirke, deur die elites. Ons het dit al 5 jaar gelede gesê, man. En nou sê hulle dit, weet, nou blaas hulle dit van die dakke af. Maar ons het dit goed geweet. Ou Ted Cruz in Amerika, ek hou nogal van hierdie kommentaar. Hy het gesê dat dit is tyd om China se orgaanoes af te breek. Jy weet, organe, jou liggaamsdele. China is baie lief daarvoor om orgaanoes jong, hierdie mense, nee. Ek dink as 'n ou moet 'n studie gaan doen hoe diep hierdie goed lê. Harte, niere, longe, oë, you name it. Hulle haal dit uit liggame uit en hulle verkoop dit en hulle haal dit sommer uit lewendige liggame uit. Marie, goeiemiddag. Hulle haal die goed uit, maar dan verkoop hulle dit. Nou, ou Ted Cruz sê, dis nou tyd om die Chinese se orgaanoeste af te breek, of whatever, hoe sal hulle dit nou noem? Supply line, supply chains van die goed. Dis skokkend wat in daardie lande gebeur. Dis regtig skokkend, né? Ek moet glimlag vir, ek moet glimlag vir Engeland. Hulle wil nou, Rudy wat sê, hulle wil nou in sekere lande, wil hulle nou punte oprig, waar hulle die onwettige immigrante kan terugvat na hulle lande toe. Hulle noem dit immigration hubs. So kom ons sê die ouens het ingekom van Marokko af, dan wil hulle 'n spulpunt of 'n punt gaan oprig in Marokko. Dan wil hulle van Engeland af die immigrante na die punt toe vat en dan van daar af moet dit nou terug in hulle lande ingaan. Hierdie Stamer is nou besig om sy alie te sien met Nigel Farage se party en nou is hulle besig om allerlei plannetjies uit te dink om hierdie pyn van die onwettige immigrasie na Engeland toe te probeer verlig. Maar daai kite het al lankal gevlieg. India, Pakistan. India wil hê dat Pakistan sy kernvermoë totaal en al verloor. En hierdie ouens het regtig waar 'n kernvermoë hoor. Dit is beslis so. Wie sou kon dink dat Pakistan toegelaat word om kernwapens te hê? Nou toe India nou vir Pakistan aangeval het so 'n paar dae gelede, toe het hulle een van die kernaanlegte het hulle raak gebom en nou is daar bestralingslekkasie wat daar plaasvind. Mense vlug die areas. En want hulle word dodelik siek. Maar ek het nooit geweet Pakistan het kernwapens, man. Hierdie was vir my absoluut fantastiese goeie nuus gewees. Ek gaan jou nou vertel wat dit is. JFK Jr. het daar in Amerika laat blyk dat Bill Gates moet die 27 November
in die hof verskyn in Nederland. Hy moet in die hof verskyn in Nederland vir die leuns wat hy versprei het oor die COVID-pandemie. En hy is veronderstel om in persoon te verskyn, maar Bill Gates het daar klaar laat blyk dat hy net sy prokureurs gaan stuur. Hierdie ou is nou te bang om sy voet uit Amerika uit te sit, maar kom ek sê nou vir julle, hy moet baie op sy pasoppens wees, want JFK is baie lus vir hom. JFK Jr. is baie lus vir hom om hom te vervolg. So ek hoop regtig waar, Wilma, goeiemiddag, ek hoop regtig waar dat Bill Gates en wat is die ander, Klaus Schwab en Fossi en hierdie mense moet aan die pen ry hoor, op 'n grootskaalse manier, die vet weet, hulle moet aan die pen ry. Hierdie was vir my interessante nuus gewees en ek wil julle moet nou 'n bietjie gou luister na hierdie ene. Die Verenigde Arabiese Emirate het vir Donald Trump hulle hoogste orde gegee vir eerbewys, hulle hoogste siviele eerbewys. En dit is die orde van Zayed. Zayed. Nou kom ek vertel julle gou wie was Zayed. Hierdie ou se naam word baie ingetrek by moslimfamilies. Maar baie moslimfamilies verstaan nie wat die storie agter die storie is nie. Zayed was Mohammed se skoonseun. Ag nie sy skoonseun nie, sy aangenome seun, sy stiefseun. Zayed was sy ek wil nou, nee man, is nie sy stiefseun nie, sy aangenome seun. Zayed was Mohammed se aangenome seun. Goed. Zayed se vrou het vir Zayed geïrriteer, toe skei hy haar. Nou Mohammed het 'n oog gehad op hierdie vrou. Toe trou hy Zayed se vrou. Toe bring hy 'n wet uit in die Koran dat jy mag aangenome seuns se vroue trou as hulle skei. Toe bring hy die ding uit, né? Toe is daar 'n groot ophef gewees in daai area as gevolg van wat daar gebeur het. Toe verander Allah blykbaar sy idees en die storie nou in Islam is jy mag geen meer kinders aanneem nie. Toe is hy het nie meer sy aangenome seun nie. Toe het hy al die reg gehad om sy vrou te vat. Dis die hoogste orde van eer in die Arabiese Emirate. Verenigde Emirate. Kan julle hierdie goed glo? Dis die grootste klomp bollie, en maak hulle so ophef afvan. Want die mense ken nie die Koran nie, hulle weet nie wat daar staan nie. Daar's baie moslims wat nie hulle eie Koran ken nie. Hulle doen maar net wat die imam sê. Maar as hulle weet al die leuns in die Koran, nee, soos byvoorbeeld die son wat sak in 'n modderige poel. Sê as die son sak, dan sak hy in 'n modderige poel. Mohammed sê so en Allah het dit vir hom gesê. En toe vind hulle uit, nee, maar dit is nie waar nie. Die son, die aarde gaan om die son. Nou wat nou? Nou in ander woorde die Koran lieg, want hulle sê Allah se woorde kan nie verander word nie. Kan julle verstaan hoe hierdie dinge werk? Dit is absoluut chaos in daardie godsdienst. Nairobi, die destydse adjunkpresident Gachagua het 'n nuwe party gaan stig, maar die mense haat vir Gachagua en hulle het sommer die plek aangeval met klippe en gewere. Ja, daar is 'n klompie skote afgevuur daarso, want hulle wil nie hê hy moet 'n nuwe party stig nie. Hulle wil glad nie hê hy moet 'n nuwe party stig nie. Hierdie was vir my baie interessant geweest. Daar is Indiërs wat in 'n tipe van 'n nou knop my tong alweer. Separistiese staat bly. Separistiese staat. Ja, ek moet groot woorde leer. Net sodat ek met julle kan praat. Separistiese staat bly. Hulle is die Baloch Indiërs. Hulle is ingelyf in Pakistan.
Maar die Pakistanis haat hulle en hanteer hulle sleg. Nou het hulle 'n brief gestuur aan die VN en aan Indië se leier Modi. Hulle wil nou wegbreek en seseer en Balochistan stig. Hulle soek hulle eie grondgebied terug. Dis 'n interessante een om dop te hou daar, wat daar gaan gebeur. Hulle het nie 'n proses uitgevoer van sesering nie. Hulle het nie die Lokistan die ding uitgevoer nie. Is nou net waar hulle nou is. Hulle is nou gatvol vir die Pakistanis en hulle wil nou wegbreek. Maar hulle het nie die weermag om dit te kan doen nie. So dit sal baie interessant wees om te kyk of Indië dalk vir hulle gaan bystaan met hierdie proses. Ek dink ons moet hulle kontak en vir hulle sê ons sal by hulle staan en hulle erkenning gee indien hulle vir ons erkenning gee. Ek dink dit is 'n punt daai om te onthou. 'n Bietjie werk maak daarvan in die nuwe week. Ek moet net 'n nota maak daarvan. Suid-Afrika, natuurlik is daar nou weer chaos gewees in Midrand. Daar was 'n klompie arrestasies gewees. Ek weet nie presies waaroor dit gaan nie. Ek het net die video gekry. Maar in Escort KwaZulu-Natal het EFF en ANC ondersteuners mekaar nou weer lekker bygedam by hierdie een vergadering. Mekaar met stoele gegooi en dit was totaal en al chaos. Jy sien, ons lewe in 'n land van barbare. Dit is net so. Ongelukkig is dit net so. En omdat ons soveel verskillende etniese groepe het, jy weet, ons verstaan nie die onderlinge toon wat daar plaasvind nie. Die underlying forces. Ons verstaan nie dit nie. Want hulle haat mekaar. Maar nou moet hulle saamwerk, of in die EFF, of hulle moet saamwerk in die ANC. En hulle wil nie. Dan is hulle maklik bereid om mekaar aan te vat en glad nie dialoog te voer nie, glad nie. Rama en Steenekamp is na Trump toe, hulle wag seker dat hy terugkom eers. Hy het laat weet as hy uit Saudi-Arabië uitvlieg, kan hy dalk Turkye toe gaan, of hy gaan dalk terug Washington toe. Ons weet mos nou hoe praat ou Trump. Hy praat altyd op twee spore. Ja, ek kan besluit om dit te doen, maar miskien met 'n ander oorweging sal ek nou nie besluit om dit te doen nie, of miskien sal ek dit besluit om dit te doen. Dis hoe Trump praat. So hulle kan hom nooit vasvat nie. Hulle kan nooit sê, ja, maar hy het so gesê nie. Want hy sê altyd, ja, miskien sal ek dit doen, of miskien sal ek dit nie doen nie. Ek sal oor besluit, miskien doen ek dit nie. Maar ou Ramaplakkertjie en ou Steenhuisen, hulle is nou die twee manne wat nou met Trump wil gesels oor die sogenaamde, hulle soos wat hulle dit nou noem, die genocide, die volksmoord wat plaasvind in Suid-Afrika op die wit boere. Hulle gaan bloedneus kry. Want hierdie genocide, volksmoord, gedagte, is nie net as gevolg van Ernst Roets nie. Dis ook as gevolg van nou Elon Musk. En hierdie narratief is nou besig om in die wêreld uit te speel. Dit word nou in die mond gelê. Volksmoord. So hulle begin nou agterkom wat wel gebeur in Suid-Afrika. As ons gaan kyk na die lyste vanaf 1987 tot 2010, dit is die een groep lyste wat op die een Telegram groep is, van die mense wat vermoor is, plaasboere en vrouens in die goed, oor die 3000, net tot 2010. Nou van 2010 tot nou toe, hoeveel plaasmoorde het nou alweer reeds plaasgevind? Nee, dis duisende mense wat doodgemaak word. Een hier, dan die volgende week een daar, en dan weer, en dan, wat, ek ken nie hier's 'n Anneke Klaasen, wat ook nou, dit blyk, ek sien seker nie, ek het nie die volle berig gekry nie, miskien kan julle my help, maar sy is blykbaar nou ook vermoor. Anneke Klaasen, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ek het net 'n stukkie van die berig gekry. Maar die feit dat daar volksmoord plaasvind in Suid-Afrika is 'n waarheid. Boere word vermoor. Wit mense word vermoor. Ons moet so versigtig wees. Wanneer ek my rondes doen, jy weet 'n ou, jy raak gewoond aan 'n area en jy ry sekere roetes. As ek byvoorbeeld Parys toe ry, dan vat ek die R59. Maar ek sien daar was nou weer 'n massa ongeluk op die R59 gewees, nou was dit vanmiddag of gister. En die ongeluk, die helpers het gekom, die polisie het gekom, almal het gekom, en toe is daar 'n dubbele ongeluk, want iemand het nou weer nie hulle oë oopgemaak en gesien, o, is 'n ongeluk hier voor my, kom ek ry hulle vas. Jy weet?
So wanneer 'n ou beweeg, as ek checkers toe beweeg, jy het sekere roetes wat jy beweeg, waar jy weet jy voel veilig aan daai roetes. En ek sal altyd vir die mense sê, luister hierso, doen die regte ding, moenie net gaan ry waar jy nie weet wat daar aangaan nie. Moenie net gaan ry nie. As jy nie weet wat in die area plaasvind, moenie daar inry nie. Ek praat nie van as jy op hoofweë ry en jy ry van dorp na dorp na dorp toe nie. Ek praat nie daarvan nie. Maar moenie net gaan paaie ry waar jy nie hoort nie, man. Jy weet, of indien jy daai paaie ry en jy is goed bewapen of wat ook al, dis seker maar 'n ander storie. Maar ons moet baie versigtig wees. Baie, baie versigtig. Ek weet nie of julle gesien het hoe lyk dit in Danoon in die Kaap nie. Jester, ek het nie geweet daai plek lyk so siek nie. So Hotnots buurt in die Kaap, Danoon. Daar was nou alweer chaos gewees. Verskriklike protesaksies, goed wat afgebreek word. So of hy nou in die Kaap is en of hy nou op 'n ander plek is, dit is net chaos. Dit is totaal en al barbaars soos wat hierdie mense aangaan. Totaal en al barbaars. Wat het ek nog hier so gesit vir julle oor Suid-Afrika? Sien as 'n ou, die Withuis verban enige hulp aan die G20 in Suid-Afrika vir hierdie komende konferensie van die G20 in Suid-Afrika. Die Withuis verban enige hulp. Hulle agente, sekuriteitsbeamptes, al die goed. Geen een van hulle word toegelaat om te help by die G20 nie. Geen een nie. So Amerika sal nie by die G20 wees hierdie jaar nie. Dit is gegarandeer. Teensy Ramaplakkertjie en Steenhuisen op een of ander manier Trump se arm gaan draai. Maar ek kan dit nie sien nie. Ek kan dit nie sien nie. Dan het ons 'n krielleitie, 'n wit liberalis, wat sy mond uitspoel asof hy die boere ken. Hierdie jong mannetjie gaan sy Ali sien hier in Suid-Afrika. Jy weet, hy sê hulle vlug nie omdat hulle doodgemaak is nie. Hy sê die Afrikaners vlug omdat hulle bang is vir gelykheid. Hulle vlug nie omdat hulle uitgemoor is nie. Hierdie snotneus weet niks, man. Hy het politieke aspiransies, soos een van ons boertjies hier so in Pretoria. Hy het politieke aspiransies. Dis hoekom hy hierdie goed sê. Hy sien homself as hierdie Pan-African leier. Uit sy eie mond uit. Nou sê hy, die Afrikaners vlug nie omdat hulle uitgemoor is nie, maar omdat hulle bang is vir gelykheid. Hierdie laaitjie gaan vinnig pak kry in Suid-Afrika. Hy sê hy worry nie oor die haatspraak wat hy kry in die goeders nie, hy kan dit hanteer. Totdat op die pad loop en iemand gryp hom. Jy sien, Afrika verstaan nie hoe gatvol die konservatiewe wit persoon, die boer-Afrikaner, hoe gatvol ons is vir hulle nie. Hoe hulle alles afbreek, en hoe hulle korrup, man hulle is korrup, en hulle moor, en hulle steel. Alles word net afgebreek. Hulle kan nie verstaan hoe ons in ons DNA hierdie ding het van selfbeskikking nie. Ons wil deur ons eie mense geregeer word, in ons eie grondgebied, met ons eie wette, ons eie reëls, ons eie regulasies. Hulle verstaan nie dit nie. Dan moet gelykheid wees. Nee, ons sal ons eie nasie opbou. Maar in 'n federale sisteem soos wat ons besig is om aan te werk, wil jy die nasies opbou in hulle eie gebiede. Dit is wat 'n ou wil doen. Dit is waarna toe ons werk, om hulle op te kan bou in hulle eie gebiede. En ek kan nou vir julle sê, dit gaan nie kom sonder stampe en stote nie, hoor. As ons al hierdie gemors wil uit hê, as ons hierdie politieke groepe wil uit hê uit ons land uit, as ons by 'n plek wil kom waar ons die voordeel trek van ons eie minerale rykdom, waar ons die voordeel wil kan trek van waar ons self, as jy 'n besigheid begin, ou François, as jy 'n besigheid plant in Suid-Afrika, dat jy weet dit gaan goed doen. Jy gaan nie kniehalter word deur allerhande wette nie. As jy wit mense wil aanstel in jou besigheid, dan mag jy. As jy 'n mengsel wil aanstel, dan mag jy. As jy 'n swart man is en jy het 'n besigheid geplant en jy wil net swart mense in jou besigheid aanstel, dan mag jy. Hoekom moet jy gedwing word om iemand in jou besigheid te hê? Ons wil ons eie besighede kan groei en kan vorentoe vat, kan gesond maak.
Hoekom wil jy dit doen? Want jy wil kan goed lewe. Jy wil ordentlik kan lewe. Jy weet? Dis hoekom ons die goedes wil doen. Ons soek nie hierdie gemors nie, man. Ek sê vir julle, ek het die afgelope, ek wil nie sê nie twee volle dae nie, maar ek het, kom ons sê 2 dae gewerk aan wat ek noem 'n regverdige oorlog. Nou hierdie regverdige oorlog kom uit die mond uit, die oorsprong daarvan, het begin by Augustine, een van die heiliges van die kerk. Kom ons noem hom maar 'n biskop, 'n heilige in die kerk. En dit het by hom begin, en hy het sekere aannames gemaak. En 'n man met die naam van Thomas Aquinas, miskien het van julle al van hom gehoor, hy het ook sekere aannames gemaak. En uit dit wat hulle gesê het, en uit die morele wet en die gemene wet en die kulturele wet, het daar iets ontstaan wat ons noem 'n regverdige oorlog. En ek kan vir julle sê, met alle erns kan ek vir julle sê, dat in Suid-Afrika merk ons al die boksies wat so iets kan regverdig. Want dit moet 'n regverdige ding wees. Ons merk al die boksies. Ons wil nou net meer van daai boksies merk. Ons het nodig dat die Afrika-Unie, die Afrika-Unie, ons wil hê hulle moet by ons staan, sekere lande, ons het nie almal nodig nie, ons het sekere lande nodig, wat moet ons saamstem. Hoe kan ons dit doen? Ons kan dit doen deur SADC, deur SADCOR, ons nuwe voedselsekuriteits corridor, baan, whatever jy dit wil noem. Ons kan dit doen. So daar's nog 'n klompie boksiekies wat ons wil tik. En as ons nou hierdie boksiekies getik het, dan mense, dan sal die wêreld by ons staan, wanneer die pop op die fans draai. Ons is moeg vir veiligheid, man. Ons is moeg vir afbreek, ons is moeg vir korrupsie, ons is moeg vir die goed. En ou Gibson Nkandla, die body double van Nelson Mandela, het vir hulle gewaarsku, vir die ANC gewaarsku, vir hulle gesê, moenie die boere wakker maak nie. Hoeveel bloed gaan dit nog vat, voordat daai emmer bloed omval by Lichtenburg, want dit gaan by Lichtenburg gebeur. Is geprofeteer. Hoeveel Anneke Klaasens moet of beseer of vermoor word, ek weet nie presies soos ek gesê het, wat die omstandighede daar is nie. Maar hoeveel van hierdie mense moet op hulle plase vermoor word? Hoe daai een het gesê, as daar nie meer boere is nie, waar gaan jy jou kos kry? Toe sê hy, nee, hy kry dit sommer net by Checkers. Staan julle die mentaliteit? In elk geval, dis wêreldnuus vir hierdie week. Ek het julle hierdie week gespoil met 3 koffie met brode. Nee, kom ons drink nog 'n bietjie. Ons moet alles in ons vermoë doen, om by 'n punt te kom waar ons vryburgers kan wees. Nie net 'n vryburger op die aarde nie, maar ook 'n vryburger in die hemel, en vice versa. Vryburger in die hemel deur die wedergeboorte. Vryburger op aarde om jou soewereiniteit te erken. Jy het 'n reg om hier te wees. Jy het 'n reg om in hierdie land te wees. Jy het 'n reg om goed te kan doen in hierdie land. Sonder enige kettinge. Ons moet by daai punt kom. As ons daardie gedagteverandering kan kry, dan kan ons as boere saam staan. Ons moet hierdie juk van ons afgooi. Ons moet rassehaat afgooi. Om suksesvol te kan wees, sal ons moet rassehaat afgooi. Dit is een van die grootste struikelblokke wat ons het. Ons moet dit afgooi. Ek praat nie van, as ons dit nou afgooi, nou moet ons meng nie. Nee, ek sê nie dit nie. Ek sê nie 'n vermenging nie. Ek sê die haat moet afgegooi word. Gee hom toe dat hy in sy land kan goed doen. Gee hom toe dat hy in sy grondgebied kan goed doen. Dis waar ons moet kom. Ons moet daai gedagteverandering kry. Nou ja toe, saam met God maak eendrag mag, né? Dis naweek, die Stommers speel vanaand, gaan 'n bietjie rugby kyk as Here my spaar. En dan môre is dit die usual suspects, môre oggend natuurlik in Nieu-Seeland en dis maar hoe my Saterdag lyk, en dan môre middag aand
Ek hou maar van my rugby. Dit is my uitlaatklep. Nou ja, toe. Fantastiese naweek vir julle verder hoor. Alles wat mooi is.